Geliefdes, ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. My program se naam dan, kom luister na die hartklop van God. Ek glo elke keer wanneer Vader vir my woord gee, kom dit uit sy vaderhart uit vir jou, vir sy kind, vir wie hy baie lief is. En daarom deel ek graag vandag hierdie boodskap met julle. Die tema van my boodskap is jy bereid om te doen wat Jesus jou vra om te doen? Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ek kom vandag en ek bring hierdie boodskap wat ek glo uit Vader se hart uit is vir u kinders. En ek bring hierdie boodskap aan hierdie betrokke boetie of sussie wat nou hierna luister. Wat selfs baie kere hoor hoe dat u vir hulle sê om iets te doen, maar dit nie doen nie, want hulle voel nie gereed nie. Hulle voel nie reg nie. Hulle voel hulle kan nie dit doen nie, want hulle het nog te veel sondes. Vader, ek bid vandag dat die vyand hierdie houvas op hulle sal verloor. Ek bid dat elke kind van u wat hierdie boodskap vandag hoor, dit sal na sy hart toe vat, van vaderhart na kindhart, en sal luister en sal hoor, en sal begin delf in die woord, Vader, sodat hulle minder onbekwaamed sal voel. Vader, ek bid dat hierdie woord hulle sal stig, dat hulle boldness sal kry, dat hulle nie meer bang sal wees of terug sal hou nie. Vader, u sê immers in die woord, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan sê nie. Ek sal die woorde op jou tong lê. Vader, ek bid dat hulle sal beginne selfvertroue kry en die woord sal begin verkondig. Ons weet, Vader, die arbeiders is min en die oes is groot, Vader, en ons weet, tyd is vinnig besig om uit te hardloop, Vader, en ek hoop en bid net, dat ons nie te laat is nie, want ek weet, Vader, na die gebeure van die laaste paar weke, u gee ons maar net nog kans. Dis net nog 'n kans. Dis al wat dit beteken. Jesus is op pad, hy wil sy bruid kom haal. En Vader, ek weet, ons kry 'n voorsprong, 'n voorsmaak. Ons word half weggeruk uit hierdie wêreld uit, beskerm teen die wreedheid wat wag, omdat ons u seun se bruid is en u ons liefhet, Vader. Daarom bid ek dat elke liewe persoon wat na hierdie boodskap luister, dit na hulle harte toe sal vat. Soos ek sê, van die vaderhart na die kinderhart. Vader, ek bid dan nou, Here, spreek u. Gebruik my as spreekbuis. Dit gaan nie oor my nie, maar oor u en Jesus. En die wonderlike geskenk wat u vir ons gegee het op hierdie aarde. So Vader, ek dra dan nou elke luisteraar aan u op. Luisteraar, ek wil vir jou vra, luister wat Vader vir jou wil sê, in Jesus kosbare naam, amen en amen. Ja, my liewe boetie en sussie, ons behandel hierdie gedeelte, is jy bereid om te doen wat Jesus jou vra om te doen? Ons gaan daar lees uit Handelinge 4, vanaf, weet jy wat, ek gaan vir jou die hele Handelinge lees. Handelinge 4 lees. Jy kan gerus die res van Handelinge gaan lees. Hierdie gedeelte handel oor Petrus en Johannes wat voor die Joodse raad kom, dit ook dan die opskrif. Kom ons lees net gou daar van Handelinge 3 vers 28. God het, nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. 1 Johannes 4
vers 1. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priester en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar. Ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarom sê Petrus, vervuld met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. En hy praat met boldness. Laat ek vir julle sê, hy het nie gefluister of gepraat soos 'n muis nie. Hy het met boldness gepraat. Hy sê, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareën, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag was, wat 'n hoeksteen geword het. Jammer. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar's ook geen ander naam onder die hemele wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, wat hulle verwonder en het hulle as metgeselle van Jesus herken. So hulle boldness waarmee hulle gepraat het, hoor wat sê hy, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerd en eenvoudige manne was. Met ander woorde, hulle het nie geleerdheid gehad nie, maar hulle het Jesus gehad. Net soos jy Jesus het. Hulle het boldness gehad. Het jy boldness? Het is maklik om boldness te kry. En omdat hulle die man wat genees was, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toegelas om buitekant die raad te gaan en met hulle beraadslag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kennerlike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie, maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie. Laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. En hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as goed, moet julle selfs beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle terwille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig
die stem tot God verhef en gesê: Here, U is die God van die hemel en die see en alles wat daarin gemaak is. Want deur die mond van U knegt Dawid gesê het: Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestem en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen U heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek, deurdat U hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus Christus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So geliefdes, ek wil net vir jou sê, dit is boldness. Efesiërs 3 vers 11 lees ons. Volgens, ek gaan 10 ook lees, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en die magte in die hemel die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking ter wille van julle nie. Dit is julle eer. So vers 12 lees ons van, ek lees hom weer, in wie ons die vrymoedigheid, die boldness, die toegang en met vertroue deur die geloof in hom. Omdat ek en jy werklik in Jesus Christus glo, en omdat ek en jy werklik weet wat dit is wat Jesus Christus vir ons op daai kruis gedoen het, daarom kry ons die boldness. Jesus is die grootste voorbeeld van boldness. Petrus was kort van die meer en Simon was wreed en hy het oorlog gemaak. Hoe moet ons, wil ek die Engelse woord, Afrikaanse woord selfvertroue, Engelse woord confidence, om hierdie woord te verkondig. Ons moet soos bodybuilders wees. Ons moet hierdie ding inoefen. Ons moet die woord van God leer ken. Maar ons moet nie laat die feit dat ons dink, of die vyand van ons sê, ons ken nie die woord nie, ons terughou nie. Jesus sê, hy sal die woord op ons tonge sit. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 7, hoekom wil Jesus hê ons moet hierdie dinge doen? Hoekom wil Jesus hê ons moet siele wen? Hoekom wil hy hê ons moet sy woord verkondig? Want hy het dit nie net vir my en jou gedoen nie, hy het dit vir almal gedoen. En hy wil hê dat almal gered moet wees. Ons weet die woord sê ook, Vader vertraag nie die tyd soos menigte dit vertraging ag nie, maar hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Nou, dis my en jou werk. Wat doen ons? Ons vertel vir die mense, ons getuig,
Ons vertel hoe goed God vir ons is, hoe goed Jesus vir ons is. Hoekom is Jesus so lief vir ons en hoekom wil hy hê dat almal gered moet wees? Die opskrif van 1 Johannes 4 vers 17. Net die opskrif net bo vers 7, ekskuus, 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ek het nou net gesê, Jesus is die toonbeeld van boldness. Hy was nie bang om oor Vader te praat nie. Ek sien vers 16 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, deur ken en geglo. God is liefde, en hy wat in liefde bly, bly in God, en God in hom. Vers 17, hierdie het die liefde by ons volmaak geword. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. So geliefdes, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Omdat hy ons eerste lief gehad het, was hy bereid vir ons op die kruis te sterf, sy lewe vir ons te gee. Hy het by Vader in die hemel gewoon en was gelukkig. Hy het afgekyk na ons as mensies hier op aarde en hy was baie lief vir ons. En hy het vir Vader gesê, ek sal gaan. Ek sal gaan. En hy het uit die hemel uitgekom. En hy het mens geword in die vorm van 'n pap, ou klein, ou babietjie, wat op hierdie aarde deur dinge moes gaan, en dinge moes beleef, en swaar moes kry, en die wreedste dood ooit moes sterf, vir my en jou, sodat ons sondes vergewe kan word. Ons kan nie stil bly hieroor nie, net soos hulle hier gesê het, hulle gaan eerder vir God gehoorsaam wees as vir die mense. En hulle kan nie stil bly oor dit wat hulle gesien het nie. Geliefdes, nou wil ek vir jou vra, hoekom kan ek en jy as mens, hoe kan ons so maklik stil bly oor die goeie dinge wat God vir ons doen? Hoe oor goed waaroor ons bid en vra, Here dit en Here dat. Hoe kan ons stil bly wanneer daai dinge vir ons gegee word? Wanneer ons bid oor iets en ons kry dit, of ons vra vir woord en God gee vir ons woord, of ons vra vir 'n teken en God gee vir ons 'n teken. Of ons het finansies nodig en ons vra vir God en hy gee dit vir ons. Bo natuurlik, bo menslik, niemand weet hoe dit gebeur of wat ook al nie. Menigte male in elkeen van ons se lewens het daar al wonderwerke gebeur, het God al ons gebede beantwoord, het God al voorsien, het hy genesing gebring. Party mense het die voorreg beleef van waar 'n geliefde uit die dood uit opgestaan het. Elke dag gebeur wonderwerke in ons lewens. Hoe hou ons terug? Hoe praat ons nie daaroor nie, maar dan tog sal ons sê, hier's ek Here, gebruik my.
En na 'n paar maande of jare sal ons sê, maar Here, hoekom het U my nooit gebruik nie? Ek het al gesê, hier's ek, gebruik my. Maar menigte male het ek of jy al voor 'n geliefde, 'n kollega, 'n vriend, 'n kind, 'n ouma, 'n oupa, 'n ouer gestaan en God sê vir hulle, bid vir hulle, lees vir hulle hierdie gedeelte, gee vir hulle hierdie woord, lê jou hande op hulle. En ons dink net, ek kan dit nie doen nie, ek's nie goed genoeg nie, ek het te veel sondes. En ons luister nie vir Jesus nie. En dan sal ons vra, maar ek vra en ek vra en ek vra en nie gebruik my nie. Of ek bid teen die ceiling vas, het ek al so baie gehoor. Ek het al so baie dinge gehoor en dan dink ek net vir myself. Baie keer spreek ons as mense uit dwaasheid uit. Dan dink ons is verskriklik wys. Uit dwaasheid gee God vir ons woord, of hy gee vir ons om vir iemand te bid. Hy wou nou net 'n wonderwerk vir daai mens gedoen het. En jy weier. Of ons praat en ons praat sag. Waar is ons boldness? Jesus het met boldness van God gepraat. En ek en jy glo in wat Jesus op die kruis vir my en jou gedoen het. Maar ons wil piep soos 'n muis, saggies praat, wanneer ons van hom getuig, of dit net los en net stil bly. Geliefdes, die tyd het uitgehardloop. Jou getuienis kan 'n siel wen. Jou boldness kan 'n siel wen, of 10 of 20 of 30. Een vraag, hoeveel siele het jy hierdie jaar gewen vir die Here? Hoeveel kere het jy met boldness van die Here gepraat? Jy wat nou hier na my luister, jy het nie verniet vandag op hierdie program ingeskakel nie. Jy het hier ingeskakel, want jy het 'n honger en 'n dors vir die woord van God. Jy het 'n begeerte in jou hart om siele te wen, om vir mense te vertel hoe goed God vir jou is. Jy mag maar, jy kan maar. Ek wil vir jou sê, jy moet begin praat. Om die Zulu woord te gebruik, kuluma. Kuluma, sussie, kuluma beteken, begin praat, begin deel. Want net jou deel kan dalk 'n siel wen. Jy's dalk hier besig om te staan en praat met iemand en vir hulle jou getuienis te vertel. Vir hulle te vertel hoe siek jy was en hoe goed jou deurgedra het. En iemand loop verby. 10 mense loop verby, 20 mense loop verby. Ek meen, kyk maar net hoe besig is die malls op 'n Saterdagoggend. En jy staan daar met vrymoedigheid en getuig en boldness hoe goed God vir jou is. Baie van hulle gaan dalk wegskraap. Maar baie van hulle gaan iets hoor. En die saad is gesaai. Geliefdes, ek wil vir jou vandag sê, moenie meer vrees hê nie. Ons het gehoor hier wat sê die woord. Dat die liefde jou die boldness gee. Dat die liefde die vrees wegvat. Dat jy uit liefde getuig van hoe lief is jy vir Jesus en hoe lief is Jesus vir jou. Doen dit. Ek wil amper weer die Engelse woord gebruik om te sê, ek dare jou. Ek dare jou, gaan wen siele. Gaan wen siele. Want dit is jou roeping. Dis waarvoor ons op hierdie aarde geplaas is, om siele te wen. Jy mag maar, en jy kan. En jy kan jou boldness gebruik. Want weet jy, geliefde, so maklik kan iemand rugby kyk
en met boldness skree vir die bokke, of vir die blou bulle, of wie ook al hulle span is. Maar die oomblik wanneer dit kom, om vir Jesus te verkondig, die goeie boodskap te bring, dan piep ons soos muise. Stop dit. Maak klaar daarmee. Jy's 'n kind van God. Jy's 'n wenner. Jy's 'n oorwinnaar. Hy het die prys vir jou ook betaal. En dis tyd dat jy dit vir mense begin sê. Dis tyd dat jy opstaan vir die een wat vir jou opgehang was. Geliefdes, ek wil vir julle sê, dit klink miskien na maar harde woorde, maar die tyd hardloop so vinnig uit, geliefdes. Ons wil nie hê ons geliefdes moet agterbly nie. Ons wil hê hulle moet saamgaan. Want hierdie aarde gaan louter hel wees. Maar hulle moet nie saamgaan omdat hulle bang is en vrees het nie. Hulle moet saamgaan omdat hulle uitsien daarna om by God die Vader in die hemel te wees. Geliefdes, die tyd hardloop uit. Moenie eendag spyt wees nie. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie wonderlike boodskap, Vader. Dankie dat U hierdie boodskap vir ons gee, dat ons net weer eens kan besef wat se autoriteit ons het in Jesus Christus en dat ons dit moet begin verkondig. Dit wat hy vir een en elkeen op die kruis gedoen het, dit was vir alle nasies gewees. So ons moet met alle nasies hieroor praat, met boldness. Ek bid dat elkeen wat hierdie boodskap luister vandag, boldness sal kry, Here, dat hulle sal begin opstaan vir U, Vader, waar ook al hulle beweeg, dat hulle U woord sal verkondig en siele sal wen. In Jesus kosbare naam bid ek boldness. Amen en amen. Geliefdes, dis dan die boodskap van haar Vader se hart vir jou vandag. Ek is pastoor Elsa hier vanaf AGS Oasis gemeente in Witbank. My telefoonnommer is 066 273 0584. Jy is so welkom om my enige tyd te skakel as jy bietjie wil gesels rondom my boodskappe. Ek bid net dat dit nie te laat sal wees nie. Ek bid net dat ons nog baie siele sal bereik voor Jesus ons kom haal. Ons het nog 'n kans. Vader gee nie op nie. En hy vertraag nie die tyd soos menigte dit vertraging ag nie. Maar hy wil nie dat enige een verlore gaan nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Mag jy die vrede van God ervaar oral waar jy beweeg. In Jesus kosbare naam. Amen en amen.